ou langs in jou, dat God is hier vir jou. As hy jou nie glo nie, draai na die ander ou toe, aan die ander kant, en sê vir hom, God is hier vir jou. Amen. 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 Kom ons maak sy naam groot. Halleluja. You were
It's in you, Lord. It's in you. Ons kom na U toe, Here, met 'n fokus om U naam groot te maak. Ons is so lief vir U, Here. En ons kan elke dag met U hande werk sien, hoe U in ons lewe werk en deur ons werk. Ek sê dankie vir U genade wat vir ons genoeg is, elke dag. Ons loof U naam, Jesus. Abba Vader, ons God en Hemelse Vader, kan nie help wat U naam aanroep en juig en jubel in my hart, want ek weet dat ek dien die almagtige God en dat Hy lief is vir my en dat Hy lief is vir jou met die ongelooflike, onbeskryflike liefde. Ons loof U naam, Jesus. Met 'n onverdeelde hart kom ek na U, met my lewe op die altaar, 'n aanbidding voor U Heer. Met 'n onverdeelde hart kom ek na U. U is die eerste in my lewe, daarom buig ek voor U neer. U is die Here van die Here, U is die koning van my hart. U is my lewe, is 'n onverdeelde hart. Met 'n onverdeelde hart kom ek na U, met my lewe op die altaar, 'n aanbidding voor U Heer. Met 'n onverdeelde hart kom ek na U. U is die eerste in my lewe, daarom buig ek voor U neer. U is die Here van die Here, U is die koning van my hart. U is my lewe, is 'n onverdeelde hart. Met 'n onverdeelde hart kom ek na U, met my lewe op die altaar, 'n aanbidding voor U Heer. Met 'n onverdeelde hart kom ek na U. U is die eerste in my lewe, en daarom buig ek voor U neer. U is die Here van die Here, U is die koning van my hart. U is my lewe, is 'n onverdeelde hart. O, ek aanbid U, Jesus. Ek kom by voor U neer. Halleluja, halleluja. Ek kom by voor U neer, Jesus. Aanbid U, groot Heer. Soos 'n hart smag na water, strome smag my siel na U, o Heer. Hier alleen is my hart verlange en ek roep aan U, Heer. Soos 'n hart. Soos 'n hart smag na water,
en strome smag my seun na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my rots en skild, aan U alleen by ek nou.
Ons gaan weer hierdie lofgedeelte sing, die aarde is vol van sy heerlikheid. Die Here het 'n beeld vir Anne gegee wat hy vir my ook so bevestig het. Hy sê die aarde is so vol van sy heerlikheid en daar waar jou voete op die aarde staan, kom sy heerlikheid en breek die bande rondom jou voete. Dis hoe vol sy aarde is. So ons gaan dit weer sing en as jy kan, al sit jy, al kan jy net jou tone beweeg, maar beweeg jou voete en sê Here, die aarde is vol van die heerlikheid, van die bande is gebreek. Is jy reg om dit te doen? Sal ons dit een of twee keer oorsing, maar gee die lof aan die Here. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Die aarde is vol van sy Dankie dat ons in vryheid voor U kan staan, voor U kan beweeg, voor U kan dans. Dankie Here dat elke band wat ons dalk gebind het nog toe ons hier ingestap het is gebreek. Want hierdie aarde, Here, is vol van U heerlikheid, is vol van U grootheid. Heilig, heilig, heilig is U, o Here. En geen bande, geen kettings, geen toue, geen superglue kan staan voor die mag en die krag vir ons heilige Here nie. Al die lof en die eer aan U. Amen. Yes, kom ons loof die Here. Pastoor, baie dankie. Die Here vir ons orkes. Amen. Nou ons het gesing van 'n onverdeelde hart. Verlede week het ek so 'n bietjie daaroor gesels en ek gaan vandag daarmee aan. Maar voordat moet nog eens teks so opsit die hele. Wag so 'n bietjie. Ek het eers 'n inleiding. So vir 20 minute as dit reg is. Nee, nou maar rarig. Ek het verlede week vir julle gesê dat die Bybel sê jy word wedergebore, dan kry jy 'n nuwe hart. Nuwe hart, jou nuwe gees, jou nuwe binneste. Die Bybel praat ook daarvan in Romeine 2:29 as 'n besnydenis van jou hart. Dis die nuwe besnydenis. Ek meen, die ou besnydenis was aan die man se vlees. Die nuwe besnydenis is aan ons almal se harte. Dis waar die Here ons nuut maak. Maar nou, wat van jou liggaam? Jy sien, daar in die vroeë kerk het daar partymal snaakse goed ontstaan. En hier in die eerste, tweede eeu na Christus het daar 'n beweging ontstaan wat gesê het dat alle materie is sleg. Met ander woorde, hulle het gesê dat in God het ook nie die wêreld geskaap nie, daar was 'n mindere God wat die wêreld geskaap het. Dis regtig so, hoor, ek praat nou net goed.
En dan het dit daarop neergekom dat jou liggaam is sleg. Met ander woorde, as jy met jou liggaam iets verkeerd doen, dan is dit jou liggaam. Dit raak nie jou gees nie. Dit is jou hart bly reg met die Here. En as ons kyk na die Korintiërs gemeente, het hulle so 'n probleem gehad. In Korinte, in daardie tyd, in die heidense godsdiens, was daar 'n ding, hulle tempels gebou, en dan daar tempelprostituie het in die tempel gewerk. En deel van hulle godsdiens was om by hierdie tempelprostituie te gaan slaap. En toe kom van hierdie ouens tot bekering, maar hulle het nie die ding gelos nie. En daai ding het ingekom, maar dis jou liggaam, dis nie jou hart nie. En Paulus begin toe, en hy skryf vir hulle, man, as jy 'n hoer aanhang, net soos hy het uitgedruk, en dan word jy een gees met haar. So, dis verkeerd, en jy sien, en dit is waar die hele ding aangekom het. En toe kom Paulus, en hy skryf vir hulle, ek wil net dit sê, as jy net uiterlik die Here dien, dan word jy 'n basiese fariseer. Ek meen, as dit net 'n uiterlike ding is, verstaan jy, dit was die probleem met die fariseërs. Jesus het vir hulle gesê, julle kom en julle eer God, maar binne is julle vol doodsbenere. Nee, okay. En nou, toe skryf Paulus vir die Korintiërs, en hy sê vir hulle in 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle dan nie, dat julle 'n tempel van God is, en dat die Heilige Gees in julle woon nie? En daar praat hy met julle, hy praat met die hele gemeente. Maar hy kom dan in 1 Korintiërs 6 vers 19, en hy sê, weet julle dan nie, dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, en dat die Heilige Gees in julle woon nie. En dan kom hy verder, dan sê hy, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan met julle liggaam. Met ander woorde, en toe, hoekom ek hierdie ding wil praat, want ek wil vir u wys dat om die Here te dien met 'n onverdeelde hart, is jou hele menswees betrokke. Dis nie net, ek dien God hier binne, and that's it. Jou hele menswees raak betrokke. Nou, in Matteus 23 vers 27, het Jesus kom in vers 26, dan sê hy, dat hulle het die buitekant van die beker skoon gemaak, maar binne was hy nog vuil. Toe sê hy, maak hom binne skoon, en uiteindelik sal hy ook buite skoon maak. Met ander woorde, God, as hy met ons werk altyd van binne af buite toe. Dit begin binne, en dan gaan dit buite toe. So dis belangrik om dit te onthou. Ek meen, goed, ons liggaam vergaan. Die Bybel sê dit, al vergaan my uiterlike mens, dag vir dag word ek innerlik vernuwe, en uiteindelik, maak nou nie saak hoe lief jy vir jou liggaam is nie, daar's 'n wurmpie wat vir jou wag om jou te eet. Verstaan jy? So dit is nou maar, die lewe is nou maar net so. En die Bybel sê ons gaan 'n nuwe liggaam kry. En hierdie ou liggaam gaan vergaan, en ons gaan 'n nuwe liggaam kry. Maar terwyl ons in hierdie liggaam is, wat die Bybel beskryf as 'n aardse tentwoning, sê Paulus in Romeine 12 vers 1, dat ons moet ons liggame gee as 'n heilige, welgevallige offer aan die Here. Okay. Met ander woorde, dit was nou maar net so vir 'n inleiding. Dat ons kan besef dat as ons praat van 'n onverdeelde hart, dan praat ons van 'n mens in sy volheid. Dit begin buite, en uiteindelik dan werk dit, het begin binne, ekskuus tog, en dan werk dit buite toe. En dan moet jy, soos ek verlede week sê, jou binneste oppas. Die Bybel sê dit baie duidelik. Jy moet jou gees voed met die woord, en jou denke moet vernuwe word, en jou liggaam gee oor aan die Here, en alles wat daarmee saamgaan. Nou, in Markus 12 vers 30, kom die Here Jesus en hulle vra vir hom, wat is die groot gebod?
En hy sê vir hulle, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, daar's jou hart, en met jou hele siel, en jou hele verstand, en met al jou krag. Met ander woorde, hy praat daar, jy moet die Here jou God lief hê met jou gees, jou siel en jou liggaam. Dit sluit alles in. Jy sien, om nou weer terug te kom, as ek die Here, met ander woorde, wat dit op neerkom, ek kan uiterlik, soos ek nou vir sê, as ek hier staan, en ek sing, en ek steek my hande op, maar my hart is nie betrokke nie, dan is ek eintlik half fariseeragtig, verstaan jy? So dit is belangrik dat, soos ek verlede week vir julle sê, dat mens gedurig bid en sê, Here, maak my hart skoon, moenie laat goed in my hart kom, wat my van Here, en het is baie interessant, dat die Bybel praat in Markus 3 vers 5 praat hy van die hardheid van julle harte, Romeine 2 vers 5 praat van 'n ongelowige hart, Romeine 6 vers 17 praat om van harte gehoorsaam te wees. Nou, ek kan nie in my hart gehoorsaam wees, en dit wys nie uiteindelik buite nie. Verstaan julle, ek meen, ek het al baie eintlik gespot, maar ons is gees, siel en liggaam. Nou, sê nou maar dit was moontlik, dat die drie kon apart gefunksioneer het. Dan op 'n môre soos vanoggend, dan kon jy jou gees kerk toe gestuur het, jou liggaam lê nog in die bed. Dan het jy nie nodig om die koue of wat ook al te trotseer. Maar nou werk dit nie so nie. God is drie-enig en die drie is een, maar hulle kan ook apart funksioneer, want hy's God, Vader, Seun, Heilige Gees. Okay. Met ander woorde, dis wat die Here sê, dit gaan oor jou hele mens wees. 1 Tessalonisense 5:23 sê, en mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak. Ons het dit nou hier gesing. Nou, heilig beteken nie perfek nie. Heilig beteken om afgesonder te wees aan die Here. Dis wat heilig beteken, wat God is heilig. En onthou net, ek wil net sê, dit beteken nie ons, dat as jy die Here so dien, jy is nou perfek nie. Want jy bly 'n mens. En dank die Here het vir ons 'n pad gemaak, dat as ek verkeerd doen, kan ek sê, Here, ek is jammer, en vergewe my, en ek gaan aan. Hy sê, en mag julle volledig na gees, siel en liggaam vlekkeloos bewaar word, totdat ons Here Jesus Christus kom. Jy sien, dis die pad wat Paulus hier vir die Tessalonisense voorhou. Hy sê, luister mense, dis wat ek vir julle begeer, dat julle gees, siel en liggaam vlekkeloos voor die Here sal lewe, en dat julle hom sal dien in julle hele mens wees. Okay. Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig, en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot by die raakpunt tussen siel en gees, tussen gewrig en murg, en beoordeel die hart se voornemens en gedagtes. Sien julle daar, wat hy sê, wat God se woord doen, hy dring deur tot in jou diepste wese, en daar is dit 'n beoordeling van die gedagtes van jou hart, en uiteindelik is God se woord ook voedsel wat jy inneem, en wat uiteindelik ook jou gees sterk maak binne in jou, en dan begin jy ook in oorwinning te lewe in jou alledaagse lewe. Okay. Nou kyk na Jesus. Hy sê in Matteus 11 vers 28 en 29 so wel bekend, kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is. Jesus, hy sê ek is sagmoedig en nederig van hart. Dis waar dit begin. Nou Jesus, as jy na sy lewe kyk,
Sy lewe as mens op hierdie aarde was hy absoluut toegewy aan God die Vader. Ek meen, Jesus sê self daar in Johannes, ek doen altyd wat die Vader welgevallig is. Met ander woorde, Jesus het hy was die perfekte mens, sonder sonde, nooit iets verkeerd gedoen. Hy was versoek, die Bybel sê dit. Hy sê hy was versoek, net soos ons, maar sonder sonde. Hy het nooit in sonde geval nie. Nie in sy gedagtes nie, nie in sy hart nie, nie in sy liggaam nie, nie in sy hele menswees. Het hy tot op die einde die volkome wil van die Vader kom uitlewe. En dis sy begeerte vir ons. En daarom het ons die inwonende Heilige Gees nodig om ons te help. Maar nou ja, jy weet ons as mense, ons is nie perfek. Nou wil ek julle vertel van 'n man. Nou ek dink nie in al die jare wat ek preek, het ek hierdie ou al as 'n voorbeeld gebruik nie. Ek kan dit nie onthou nie. En ek het my eerste preek gebring in 1974, so dis so amper 52 jaar terug, né? Liewe aarde, en ek is maar net 60 jaar oud. Okay. Nou die Bybel sê, daar was in Samaria, was daar 'n man met die naam van Simon. En hierdie man hy was 'n towenaar, Simon die towenaar. Hy het allerhande kunsies en triks gedoen en die mense het hom vreeslik aangehang. Ek lees nie alles nie, ek sal van vers 18 al wil ek lees. Hulle het hom vreeslik aangehang, want hy kon allerhande toertjies doen en dinge en met bose magte seker allerhande goed gedoen. En hy was 'n towenaar. En toe het Filippus, een van die 7 diakens, het Samaria toe gegaan toe daar vervolging gekom het in die gemeente en hy die evangelie daar gaan begin verkondig. En toe kom daar baie van hierdie Samaritane tot bekering. Onder andere Simon, die towenaar. Die Bybel sê hy selfs gedoop. So hy het die apostels gevolg, of hierdie ou Filippus hulle gevolg, net waar hy kan gaan. En hy het in Jesus Christus geglo, en Simon self het ook tot geloof gekom, en nadat hy gedoop is, het hy heeltyd by Filippus gebly, en was verbaas oor die tekens en kragtige dade, om dit te sien gebeur. Okay. Toe laat weet Filippus vir die apostels daar in Jerusalem, julle moet kom. Hier is herlewing in Samaria. En hier kom Petrus hulle aan, en hulle kom, en hulle begin, en hulle begin vir die mense te bid, en die Here doop hulle in die Heilige Gees. En Simon sien dit. En hy dog, wow, hierdie toertjie het ek nog nooit in my lewe gesien nie. En hy kom daar met geld aan, en hy sê vir Petrus, hulle, geef vir my ook daai gawe. Ek wil ook vir die mense bid, dat hulle gedoop word in die Heilige Gees. En wat sê Petrus vir hom? Luister nou. Kom ons sê, gee my ook hierdie mag, sodat elkeen, vir wie ek die hande oplê, die Heilige Gees mag ontvang. Maar Petrus het vir hom gesê, mag jou geld saam met jou in die verderf beland. Ongelooflik, nee. Ek wil net dit sommer so nie verby gaan sê, jy kan nie God omkoop met geld nie. Moet altyd onthou. Dit wat ons gee, en dit is belangrik om te gee, die Bybel sê hy het 'n blymoedige gewer lief, so dit is belangrik om te gee, maar as jy dit nie gee met 'n blymoedige hart, dan kan jy dit eintlik maar hou. Jy moet dit met blymoedigheid gee. Dit is baie belangrik. Maar, dis nie, jy kan nie God daarmee omkoop. Jy kan, verstaan jy, dit is wat hierdie ou, hy dog, hy kan hierdie goed koop. Jy kan dit nie koop met geld. Hy sê, mag jy met jou geld in die verderf beland, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen aandeel of aanspraak in hierdie saak nie, want jou hart is nie opreg voor God nie.
Hallo, hoe het Petrus geweet sy hart is nie opreg nie? Toe hy uiterlik gekom het, en hy wil God se gawe kom koop het met geld. Toe het Petrus dwars deur hom gesien, en gesien dat hierdie ou, ek meen die Bybel sê hy het gelowig geword, hy het in Christus geglo, hy is selfs gedoop, ek meen, en dink net daai ouens het gesê, joh, kyk net hierdie ou, hy het tot bekering gekom, is dit nie wonderlik nie? Hierdie towenaar wat allerhande triks gedoen het, hy is nou by die Here. Maar Petrus kom en hy sê, jou hart is nie opreg voor God nie. Sien jy mense, die Bybel sê Jesus sien wat in die hart ingaan. En Petrus deur die Heilige Gees het ook binne in hierdie ou se hart ingesien. Hy sê dan gaan hy verder, bekeer jou van hierdie boosheid van jou en bid die Here dat die bedoeling van jou hart vergewe mag word. Hoor dit? Die bedoeling van sy hart. Wat was sy bedoeling? Hy het gedink, ek meen, hy was 'n towenaar. Dit hy gedog, Jesus, hier's 'n nuwe ding. Ek gaan nou loop en almal net hande op lê en almal gaan gedoop word met die Heilige Gees. En dit het nie gegaan oor God se eer nie. Dit het gegaan, hy het gedog, hier's 'n nuwe triek wat hy mee kon aangaan. Met ander woorde, hy het by Jesus uitgekom, hy het in hom begin glo, hy selfs gedoop, maar binne in sy hart was hy nog vol trieks. Hy wou nog sy trieks gedoen het. Luister, die Here sien nou wat jy dink. Hy sien nou wat in jou hart aangaan. Hy sien nou wat in my hart aangaan. En dit is belangrik dat ons harte opreg sal wees voor God. O, dit is so belangrik. Dit is so belangrik. Ek wil 'n teksie aan julle voorhou in die Ou Testament. Josua 22 vers 5. Waar Josua praat en hy praat oor hoe dat hulle die Here moet volg. En wat sê hy? Hy sê naamlik om die Here julle God lief te hê. Lief te hê. Onthou julle wat Jesus sê het? Jy moet die Here jou God lief hê. Nou, partymal, hoe het jy iemand lief wat jy nie kan sien nie? Wie van julle het al God gesien? Maar ons is lief vir hom. Hoekom? Omdat jy in 'n verhouding met hom staan, deur die Heilige Gees, en jy kan onthou hoe dat hy jou lewe verander het, hoe jy sy kind geword het, hoe dat jy 'n pad saam met hom geloop het, hoe dat hy partymal vir jou wonderlike dinge in jou lewe gedoen het, hoe jy elke dag hy jou beskerm, jou bewaar, daar is sekere goed wat in jou lewe gebeur, hoe dat jy partymal in donker dieptes kom, soos Psalm 23 dit sê, en dan roep jy na die Here, en dan lei jy jou daar uit. En ek het daai een lief, weet jy, daar was 'n ou kerkvader, sy naam is Polycarpus. Nou Polycarpus sê hulle was 'n leerling van Johannes, die Johannes wat apostel was. En Polycarpus het op 'n plek gekom dat hulle gesê het hy gaan verbrand word vir sy geloof. Dit was, en toe hy nou voor die Romeinse stadvaders kom wat hom nou skuldig bevind het, omdat hy nou, want hulle het geglo die Christendom is 'n afgodedom. Die Romeine het dit regtig geglo. Hulle het gesê dis 'n superstition, dis 'n bygeloof. Hoekom? Omdat hulle nie die Romeinse gode wou aanvaar nie. Dis die rede hoekom die Romeine die Christene vervolg het. Want hulle het gesê dat die Christene maak die gode kwaad. En as daar 'n storms was, of al was droogte, of enigiets, wat sê die Christene se skuld. Want hulle eer nie die gode nie. Nou, toe sê hulle vir Polycarpus, en hy was al toe oor die 80, sê hulle. Toe sê hulle vir hom,
ons sal jou nie graag verbrand nie. Want jy's 'n ou man. Al wat jy moet doen is verloon vir Jesus. En weet jy wat sê hy toe vir hulle? Hoe kan ek hom verloon? Want hy was so goed vir my in my lewe. En hy sterf in die vlamme. Hy is vandag vir ewig by die Here. Maar dis wat dit beteken om God lief te hê. Hy's werklik daar. Ek meen hy's regtig nommer 1 in jou lewe. En ek dink dis waar daai Psalm 139 wat sê, deursoek my o Here. En kyk in my hart. Kyk of daar binne my 'n weg is van smart. En lei my op die ewige weg. Here, my liefde vir U. Dit was onduidelik verlede week ook sê Efesiërs. Here het vir hulle gesê, julle het julle eerste liefde gelos. Julle is nie meer so lief vir my soos in die begin nie. En dan gaan hy anders sê, jy moet jy God lief hê en dan moet jy al sy paaie volg. Jy sien, dis waar die fisiese ding inkom. Ek kan nie God se pad volg en ek volg hom nie reg nie. Verstaan jy? Ek weet ek moet hom volg. Dit moet uitkom in my daaglikse lewe dat ek die Here volg. Ek is 'n volgeling van Christus. Dis belangrik. Ek volg nie net die Here as ek hier in die kerk sit nie. Jy volg hom elke dag in jou lewe. Dis belangrik. Belangrik, die manier wat jy besigheid doen. Die manier wat jy optree. Daar was 'n pastoor in Brakpan, ou pastoor Henning. Hy het 'n boek geskryf, My lewenservaring. 'n Wonderlike boek. Nou pastoor Henning het sy water en ligte elke maand, daai tyd het hy nog munisipaliteit toe gaan en dan gaan betaal hy sy water en ligte. En toe kom daar 'n man tot bekering wat in die munisipaliteit gewerk het. En toe vra hulle vir hom, hoe dit gebeur het jy by die Here uitgekom het. Toe sê hy oor hierdie pastoor. En hy vra toe, het hy met jou gepraat? Hy sê nee. Hy het nooit nie eendag met my oor my siel gepraat. Maar die manier wat hy met my gepraat het, die manier, sy vriendelikheid en al daai dinge het my getrek en ek het besef, hierdie man het iets wat ander mense nie het. En so het hy by die Here uitgekom. Francis van Assisi het gesê dat always preach the gospel when necessary, use words. Mense lees jou lewe voordat hulle jou woorde hoor. Baie belangrik. Ek wil jou vra, wat sê jou bure van jou? Ek nou na jou bure toe gaan en sê, hoorie, wat dink jy van hier ou wat hier langs jou bly? Onthou, dit is belangrik. OK. En dan sê hy al sy paaie te volg, sy gebooie na te kom, met ander woorde, aan hom gehoorsaam te wees, na hom te luister. Jesus het self gesê, waarom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. So, om na hom te luister, ek is amper klaar. En hom te dien, aan hom vas te hou. Nou, daai vashou, laat my dink, dat toe ons kindertjies klein was, onthou as jy met jou kind in die dorp loop, sy handjie wat in jou hand is, en dan hou sy jou vas, en jy hou jou kind vas, want dit is jou kind. Ek meen, en jy sal, enige een wat na by jou kind wil kom, sê jy, 2 hande oplê, toe staan jy. So moet ons aan die Here vashou. Vashou. En partymal gaan ons deur moeilike tye. Dat ons kan sê, maar Here, wat nou? Wat het gebeur? Dis daardie tye wat ons aan die Here moet vashou. Dis nie so maklik nie. Dis nie so maklik nie. Dan dien jy om hom te dien. Nou gaan hy met julle hele hart en julle hele wese. Dis waarom het gaan. Dis waarom het gaan.
dien met jou hele hart en met jou hele wese. As jy oorgee aan God. Maak nie saak waar jy in die samelewing staan nie. Dit is vir my so wonderlik as groot sportmanne partymal na hulle ding gedoen het, sê ek gee Jesus die eer. Voor die hele wêreld. Voor die hele wêreld. Hulle wou nou dag, ek net so gesê, ek kan nie sy ou se naam onthou nie. Een of ander sokkerspeler wat 'n T-shirt gedra het met I belong to Jesus. Toe hulle hom vreeslik daaroor aangevat, want hulle sê jy mag nie godsdienst verkondig, maar hy het dit gedra. En dit is wonderlik, as sulke mense voor die Here, dit is vir my so wonderlik. Ek dink dis 'n ou wat met sy wese die Here dien. Hy is nie skaam vir die Here nie. Mense, hoe volg jy die Here na? Met jou hele hart? Of so halfhartig? Ek wil afsluit met 'n humoristiese dingetjie wat oom Pieter Leroux eenmal vertel het. Wie van julle het oom Pieter geken? Pastoor Pieter Leroux. Hy was oom Pieter, ek meen hy het, ek sien hom nou nog, ek meen hy het, oom Pieter vertel enige ding, toe sy vertel hy van 'n man, so 'n staaltjie, van 'n man wat na 'n maskerbal toe gegaan het. Ken jy 'n maskerbal? Dis 'n dans. En die een man besluit toe hy gaan 'n duiwel-uniform aantrek. Nou soos wat die mense sê, die duiwel lyk nie regtig so nie, hoor. Die Bybel sê hy vermom hom soos 'n engel van die lig. Hy het nie 'n lang stert en 2 hoorns nie, maar in elk geval. Hy lyk nie soos Casper, the little ghost, verstaan jy. Ken jy Casper? Okay. Ja, nee, dit was Hot Stuff. Hot Stuff was die duiweltjie. Casper was die goeie spookie. Okay. En die ou, terwyl hy op pad is na die bal toe, begin het te reën. En hy sien daar staan 'n gebou en is 'n kerk. En daar was 'n diens aan die gang. En hy hardloop in die kerk in. En toe hierdie mense die duiwel sien, toe sny hulle almal 'n lyn. Duik by die vensters uit en alles, en een ou tannie kon nie wegkom. En toe hy by haar kom, toe sê sy, ag meneer die duiwel, ek is saam met die mense, maar my hart is nog altyd by jou. Verstaan jy? Okay. Ja, dis humoristies. Maar mense, net God weet wat regtig in my hart aangaan. En ek dink dis hoekom Dawid gebid het, nadat hy in daai vreeslike sonde geval het, sê Here, skep in my 'n rein hart. O, Here, deursoek my. O, Here, ek staan voor U en ek bid, maak my altyd skoon van binne af. O, Here, laat die bloed van Jesus my reinig elke dag. En daai teks in Johannes 1:7, wat sê die bloed van Jesus reinig my, praat van 'n voortdurende handeling. Dis wat in die Griek staan, dat dit is nie 'n eenmalige ding nie, dis voortdurend, dit is aanhoudend, dit hou nooit op nie, voortdurend, besig om my te reinig, besig om my skoon te maak, want hy sê tot ons beste dade is partymal soos 'n wegwerplike kleed. Daarom, o Here, reinig ons, maak ons skoon. Heilige Gees, woon in ons, deursoek ons, die lamp van die Here, dat dit in ons sal skyn. En die Here, wys ons waar ons voor U staan, dat ons regtig kan sing met 'n onverdeelde hart. Volg ek U, Here. U ken my hart. U ken my hart. Ons het dit gister so mooi gehoor. Pastoor Johan Serfontein gepraat het toe Jesus met Petrus gepraat en gesê het, is jy my regtig lief? Sê Here, U weet alles. En ek wil vir U sê, God weet alles. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. En ek wil julle nou nie onder 'n oordeel sit nie, dis nie my doel nie. Ek wil net dat ons, met Paulus skryf op een plek, hy sê, ondersoek jouself, of jy nog in die geloof is jy nog op die pad, volg jy nog,
Ek onthou daar was 'n lied wat gesê het, I following Jesus, each step of the way. Met ander woorde, is 'n dag tot dag lewe saam met die Here. Elke dag. Die Bybel sê op een plek, sê Paulus, 1 Korintiërs 15, hy sê ek sterwe van dag tot dag. Elke dag. Elke dag 'n nuwe oorgawe. Elke dag 'n nuwe oorgee. Elke dag volgekom. Waar hy lê, volg ek gewillig. Ek gaan met hom heel die weg. Hy gee my sy genade, sê die lied ook, om hom te volg, elke oomblik, elke dag. Halleluja. Kom ons raak net so 'n bietjie stil voor die Here. En laat toe dat God se Gees so 'n bietjie daar binne in jou hart praat. En as hy met jou praat, as sy lig in jou inskyn, en hy wys goed in jou, wat nie daar moet wees nie. Daar's dalk jaloersheid, dalk hebsug, dalk welis, dalk een of ander ding wat hier diep binne in jou is. As die lig van God nou daarin skyn, bring dit na die lig toe. En sê, Here, reinig my. Dalk is dit onvergewensgesindheid. Dalk is dit bitterheid. O, Here, search me, O God. Kan julle ons kom lei in 'n onverdeelde hart, dat ons dit weer sing. En almal bly sit. En as hulle die koortjie begin sing, 'n onverdeelde hart, en jy bedoel dat jy God met 'n onverdeelde hart wil volg, dan staan jy op. As jy dit nie bedoel nie, bly sit. Bly sit. Dit gaan nie hier om enige mens te beïndruk nie. Dit gaan tussen jou en die Here. Ek gaan nie eens kyk wie of jy staan of sit nie. Ek gaan my oë toemaak. Want dit gaan nie oor Pieter Maree nie, dit gaan oor hom. Dis vir my al wat saak maak. Wat sê hy? Al. Hulle gaan nou begin sing. Ek gaan my oë toemaak. En as jy bedoel, jy wil die Here volg met 'n onverdeelde hart, dan staan jy op. Ek gaan ook nou sit. En ek gaan ondersoek of ek dit verragtig kan sing.
met 'n onverdeelde hart. Here, hy kyk in ons hart. O Here, Here, hier is 'n heilige plek. Ek voel God se teenwoordigheid. Hy's besig om met jou te werk. O Here, Here, wees ons genadig. Wees ons genadig, Here. Here. Ek roep na God uit die diepte van my hart en sê, o Here, dat ons hart onverdeeld op die gerigshof is. Jesus. Kom ek na U. My lewe op die altaar, en aanbidding voor U. Met 'n onverdeelde hart, kom ek na U. U is die eerste in my lewe, daarom buig ek voor U nie. U is die Here van die Here, is die koning van my hart. U is my lewe, is 'n onverdeelde hart. Met 'n onverdeelde hart, kom ek na U. Met my lewe op die altaar, en aanbidding voor U Heer. Met 'n onverdeelde hart, kom ek na U. U is die eerste in my lewe, daarom buig ek voor U nie. U is die Here van die Here, is die koning van my hart. U is my lewe, is 'n onverdeelde hart. Met 'n onverdeelde hart, kom ek na Jesus. met my lewe op die altaar, en aanbidding voor U Heer. Kurababasharababanda. Met 'n onverdeelde Kurababasharababanda. hart, kom ek O na Kuriana. U. Via Sayasulu. U is die eerste in my lewe, daarom buig ek voor U neer. U is die Here van die Here, U is die koning van my hart. U is my lewe, is 'n onverdeelde hart. Jesus. O Jesus. Met 'n onverdeelde hart, kom ek na U. Met my lewe op die altaar, en aanbidding voor U Heer. Met 'n onverdeelde hart, kom ek na U. U is die eerste in my lewe, en daarom buig ek voor U neer. U is die Here van die Here, U is die koning van my hart. U is my lewe, is 'n onverdeelde hart. Ek wil julle iets vra. En julle ken my, ek doen nie sommer net goed omdat ek nou dink dis oulik nie. As dit nie vir jou moontlik is dit alright. Maar ek wil vra dat hulle hierdie liedjie weer sal sing. En aan jou sitplek. As dit vir jou moontlik is, ek weet party kan nie, maar as jy kan, kniel voor die Here. Kniel voor die Here. En sê, Here, ek gee myself opnuut aan U oor. Sing dit weer. Met 'n onverdeelde hart, kom ek na U. Met my lewe op die altaar,
Toe Thomas met al sy twyfel by die Here kom en sê, ek sal nie glo, tensy ek my vinger in die wonde gesteek het. En hy doen dit toe. En toe hy dit gedoen het, toe roep hy uit, my Here en my God. En toe sê Jesus vir hom, Thomas, jy het geglo, omdat jy gesien het. Baie gelukkig is hulle, wat glo, al sien hulle nie. Prys die Here. Prys die Here.